Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Eksodus hoofstuk 4. Die hoofstuk begin met Moses wat vir God indirek vra, maar wat as? Hoe geneig is ons om ook 'n vraagteken te plaas op dit wat God vir ons sê om te doen? Heel moontlik, omdat ons al die probleme sien en nie die uitweg wat God wil bied nie. Alhoewel Moses in Genesis 3 'n ontmoeting met God by die brandende bos gehad het, en God hom verseker het dat hy met hom sal wees, en dat Israel wel na hom sal luister, toon Moses se vrae in die verse wat volg meer ongeloof as 'n soeke na die antwoord. Ons sien dat God dit wat reeds tot ons beskikking is gebruik. Alhoewel Moses in die paleis groot geword het God nie die scepter gebruik nie, maar die situasie waarin Moses homself nou bevind het gebruik. Daardie staf wat skape opgepas het, sal nog die Rooi See oopkloof, water uit 'n rots laat vloei en opgelig word om die geveg te wen waarin Israel hulself in bevind het. Later, in vers 20, sal ons lees dat Moses die staf van God in sy hand geneem het. God sê vir Moses om die staf op die grond te gooi en dit verander in 'n slang. Nou wanneer God vir hom sê om die slang aan die stert te gryp, besef Moses dat hy sy vertroue in die Here kan plaas. En hierdie wonderwerk sou as teken vir die kinders van Israel dien, dat die Here, die God van hul vaders, Abraham, Isak en Jakob, vertrou kon word. Dan sê God vir Moses om sy hand in sy boesem te steek, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats. Nou hierdie twee tekens wys hoe God transformasie bring, want gehoorsaamheid aan God maak die vyand magteloos, en ons harte verander en word gesuiwer. Die derde teken dat water op droë grond in bloed verander, was bloot 'n teken van oordeel, en as transformasie nie die harte van die mense gedraai het nie, dan sou die teken van oordeel dit wel doen. In verse 10 tot 17 sien ons dat Moses na hierdie oortuigende tekens steeds twyfel. Hy beweer dat hy 'n swak spreker is, maar God verseker vir Moses dat hy eenvoudig net op hom moet vertrou en dat hy, wat God is, hom sal toerus. Dan vra Moses botweg dat God 'n ander woordvoerder moet vind. Ons leer dan iets van God se natuur. Hy reageer op Moses se hardkoppigheid met woede, en dan werk hy alles uit volgens sy wil. Aaron sal die stem wees, Moses die ontvanger en God die bron van die boodskap. In vers 18 lees ons voor Moses teruggekeer het na Egipte, vra hy vir toestemming by sy skoonpa. Moses sê dat hy na die welstand van sy mense wil gaan omsien, en Jethro laat hom en sy gesin gaan. In verse 19 tot 23 vertel God vir Moses hoe gebeure in Egipte sal ontvou. Hy verseker hom dat die manne wat sy lewe gesoek het, dood is, en dat hy Farao se hart sal verhard. Nou God het nooit Farao se hart sonder sy instemming verhard nie. Farao het self daardie pad gekies. Israel is my eersgebore seun. Hier verklaar die Here die diepe waarde, liefde en erfreg van Israel. In daardie tyd het 'n eersgeborene die hoogste waarde en erfreg voorgestel, en God maak dit duidelik hoe hy oor Israel voel. Farao se hardheid teenoor God se seun het ernstige gevolge, en dit sal uiteindelik sy eie eersgeborene kos, voordat hy sou buig en God se volk laat gaan. Verse 24 en 25. Op Moses se reistog lees ons dat hy baie naby aan die dood gekom het. Die presiese rede word nie gegee nie, maar wat ons kan aflei, is dat Moses moontlik die ewige verbond waarvan Genesis 17 verse 9 tot 14 praat,
nie onderhou het nie. Toe Zipporah, Moses se vrou, die seun besny en met die afgesnyde vel aan Moses se voete raap, het God vir Moses oorgesien en hom toegelaat om Egipte binne te gaan. So sien ons dan Moses se roeping op sy lewe begin. In verse 27 tot 31 stel Moses en Aaron hulself aan die volk van Israel voor. Hulle deel God se boodskap met die volk en ons lees in vers 31 en die volk het geglo. Hulle het die Here begin aanbid en is gevul met opgewondenheid omrede hulle besef het dat God hulle nie vergeet het nie. Ons leer uit hoofstuk 4 dat die wat God roep, hy ook toerus en hy gebruik dit wat ons reeds het. Daar is krag in gehoorsaamheid en vrees kan deur geloof oorwin word. Selfs wanneer ons twyfel, bly God geduldig en hy sal aan ons 'n ondersteuningsnetwerk stuur, as ook ons familie in sy plan insluit. Ons kan dus met vertroue in geloof vorentoe beweeg, want God lei en onderhou ons. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.